Ek wil vanmôre met u gesels oor Thanksgiving. Nou Thanksgiving, weet ek, as ek so luister na die Amerikaanse goeders, is dit nou hier so by Oktober rond, waar die mense nou Thanksgiving het, en daai goeders. Maar dit is nie oor daai Thanksgiving wat ek wil praat. Ek wil praat oor Thanksgiving, die danksegging, wat ek en jy elke dag vir die Here moet gee. Dit is wat ek van praat. Daai danksegging wat ons nooit moet ophou, om vir die Here net te sê, Here, dankie vir dit wat ek het, want ek kon soveel minder gehad het. Dankie Here vir my gesondheid wat ek het, want ek kon ook soveel minder gehad het. En ek weet, ons groot mense word seer. Alles werk nie so lekker nie. Die arms wil nie arm nie, die hande wil nie hand nie, en die voete wil nie voet nie, en al daai goeters wil nie werk. Dit wil nie werk nie. Maar sê vir my, kan jy nog asemhaal? Wys vir my jy haal asem. Jy ook? Haal asem, jy gaan doodgaan as jy nie asemhaal nie. As ons nie asemhaal nie, luister mense, dit is grace. Om te kan asemhaal is grace. Om te kan asemhaal is genade. Want net sowel kan ek of jy onmiddellik ophou asemhaal. En dan is ons daarmee heen. Want sonder, hulle sê, as ons in die begin van die Bybel kyk, hulle sê, the breath of God, dis die Ruach HaKodesh, is God kom en hy blaas asem in die lewe in van 'n kind wat gebore word. Hy blaas sy asem daarin en dit is hy wat vir ons lewe gee. En ons kan nie met ons lewe speel nie, want ons lewe is nie ons eie nie. Hoekom nie? Want God het vir my en jou geskape met 'n spesifieke doel. En ja, ek weet ons het nog nie almal ons doele bereik nie. En ons party van ons, veral die jonges, weet nog nie wat is die doel van alles nie. Maar ons het 'n doel. En die doel wat ons moet hê, is om vir die Here te leef en sy naam groot te maak. Ongeag. Dit maak nie saak nie. Tannie Marie, stem jy saam met my? Ongeag hoe dit met jou gaan, ongeag hoe sieklik jy is, ongeag hoe arm jy is, ongeag hoe ryk jy is, ongeag hoe mooi jy is, hoe lelik jy is, hoe baie hare jy het, hoe min hare jy het, hoe grys dit is, of hoe blond dit is, dit maak nie saak nie. Lewe jou lewe, jy is so gemaak soos wat God jou wil hê. Amen. So lewe jou lewe vir die Here, elke oomblik van die dag in danksegging. Kom ek lees vir julle ding. Die dankoffer, veral vir geskenke wat ontvang word. Dit is danksegging. Hy sê die skrif beklemtoon die belangrikheid daarvan om God te dank vir al sy gawes, vir alles wat hy vir jou gee, want onthou, wat ek en jy het ons uit genade uit. Hallo, wat ek en jy het ons uit genade uit. Hy sê, vir al sy gawes en werke, beide as 'n uitdrukking van ons afhanklikheid van hom en dankbaarheid teenoor hom. Dit is wat ek en jy veronderstel is om te doen. En ek weet, ons doen dit net nou en dan. Ek weet dit. Maar kom ons kry 'n bietjie hierdie mindset van ons, laat hy gereset word, om heel eerste, as jy jou oog oopmaak in die oggend, om heel eerste te dink aan die Here, en hom te loof en prys, en vanaand as jy gaan slaap, die laaste wat jy doen, is om hom te dank, vir die dag wat verby is, en hom vra of ons môre weer sal kan wakker word, om nog werk vir hom te kan doen, en vir hom dankie te kan sê. Kom ons kyk, ons het nou nie die baie mense gedrons vanmôre oor. Baie, maar kom ons kyk. Ek gaan eers Psalm 69 vers 30 wil ek vir jou lees. Julle kan notas maak die wat wil. Marie,
Het jy notaboek of nie? O, ek sal vir jou die ding gee. O, jy is bederf, nee. Ja, ek kan dit sien. Ek kan dit sommer sien. Ja. Hy sê, danksegging word soms gekoppel aan lofprysing aan God. Dit is my opskrif hier daarso. Hy sê Psalm 69 vers 30, sê hy, en dit is die psalmdigter wat hierso praat. Hy sê, ek wil die naam van God prys met 'n lied en hom groot maak met danksegging. Of jy het nou nie gehoor. Ek wil die naam van God prys met 'n lied in my hart en hom groot maak met danksegging die hele dag, elke dag. Verstaan jy dit beter nou? Ons moet die Here kan dankie sê. 1 Timoteus 4 vers 3 tot 4 sê, hy sê, wat verbied om te trou en gebied, of wat verbied om te trou en gebied dat mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het, om met danksegging gebruik te word, deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Hoor hierso, die volgende versie, vers 4, 1 Timoteus 4 vers 4 sê, hy sê, want alles wat deur God geskape is goed, en niks is verwerplik, as dit met danksegging ontvang word nie. Hoor jy dat? Niks is verwerplik, as dit met danksegging ontvang word nie. Kom ek wil net gou iets sê. As iemand 'n geskenk verwag, Marie, ek gaan vir jou 'n geskenk gee. En ek kom en ek gee nou Marie besluit nou klaar, luister, dit gaan dit wees, of dit gaan dit wees, of dit gaan so iets wees, of dit gaan so iets wees, of dit gaan so iets wees. En ek kom en ek gee vir Marie R50. Marie, dis jou geskenk. En Marie is ontevrede daaroor, want sy het eintlik R5000 verwag, byvoorbeeld. Net 'n voorbeeld. Ek weet ons kan baie doen met dit, ons kan lekker eet. Nou, hoe ontvang sy daai geskenk? Ontvang sy daai R50 met 'n blymoedige hart? Of dan sê jy, wat moet ek met R50 doen? In plaas daarvan, ek gebruik dit net as 'n voorbeeld, ek weet jy is nie so nie. In plaas daarvan, as jy kom en jy sê, ek gaan vir jou 'n geskenk gee, en dan stry dan kan jy wat is daai geskenk? En Marie kom en sy gee my R50 en ek druk aan, ek sê, Marie, verskriklik baie dankie vir daai geskenk wat jy my gegee het. Hoor julle wat is die verskil? Die gawes wat God vir my en jou gee, moet ons kyk na. Want die gawe wat ek en jy ontvang het hy gegee met al sy liefde. En ek en jy verwerp dit baie keer. Dit wat God vir my en jou gee. Die gawes van die Gees. Want ons weier volstrek om aan die gawes van die Gees onderdanig te wees. Want ons is mos te braai, en ons is mos te slim, en ons is mos goed met wiskunde, en ons is mos goed met syfers, en ons is so mooi, en ek het so baie geld, en al hierdie dinge. Ek het niks van niemand nodig nie. Ek het dit al baie gehoor, baie gehoor. Sê ek, wow, wag 'n bietjie. Jy het alles van God nodig, want sonder hom kan jy nie bestaan. Dis finies en klaar. Jy kan nie sonder God bestaan nie. Jy kan nie sonder die Heilige Gees binne in jou lewe nie. So kom reg. Kry 'n ruggraat in die Gees. Moenie 'n jellyfish wees nie. Word 'n steunpilaar wat God kan gebruik om jou te stuur waartoe hy jou wil stuur. Want as jy 'n jellyfish is, beteken jy absoluut niks in die Gees nie. Jy beteken niks in die Gees nie. Amen.
Amen. Kom ons kyk, die uitdrukking van danksegging teenoor God, deur Ou Testamentiese offers. Hy sê, Psalm 50 vers 14 sê hy, offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Ok, dis Ou Testamenties, maar luister nou baie mooi daarvoor. In die Nuwe Testament staan ook geskrywe, jou geloftes wat jy aan God doen, moet jy nakom. Maar julle mooi, die geloftes wat jy aan God doen, moet jy nakom. Ons is baie maklik om te sê, Here, help my met hierdie probleem, en dan sal ek vir u dit en dit en dit en dit en dat doen. En dan kom dit so, dat die Here vir ons antwoord op ons gebede, maar ons doen nie so en so en so en so en so wat ons beloof het nie. En by the way, ek het nie nodig om vir die Here te sê, Here, maar ek beloof ek sal dit doen. Die Here vat my en jou by ons woord. Dis dit. Die Here vat my en jou by ons woord. Klaar. So pas op. Pas op. Laat jy nie miskien in die toekoms weer op jou knie gedwing word en dan weer was waar jy was toe jy in die moeilikheid was. Vra my, ek weet. Jona 2 vers 9 sê, hy sê, en daarenteen sal aan u offer met 'n stem van lof. Wat ek beloof, luister wat sê Jona, wat ek beloof het, sal ek betaal. En nou sê hy, die heil behoort aan die Here. Amen. Kom ons kyk ook, dan met as ons byeenkomste het, onderlinge byeenkomste, 1 Korintiërs 10 vers 16, hy sê, die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed, hierso staan dit, met die bloed van Christus nie. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus. Kom nou, 1 Korintiërs 10:30. Hy sê, en as ek iets met danksegging geniet, waarom word ek belaster oor iets waarvoor ek dank? Hoeveel keer sê ons werklik dankie vir die mense om ons? Ek weet ek slip baie op daarmee. Die vrouens wat maandag gewerk het, dankie. Dankie. Sakkie hulle wat die mense gestuur het, en julle sal sien die heininge, al hierdie die swart heininge en goed, soos reg om die kerk is geverf. Dankie Sakkie. Dankie. Ons weet dit kos geld en dit kos moeite en dit is so. Maar dankie. Dankie vir elkeen van julle wat Sondag na Sondag hierso kom sit en luister. Dankie daarvoor. Want ek weet, hoe meer jy hier kom, hoe meer seëninge gaan jy ontvang van die Here af. Amen. Hoe meer jy hier kom, hoe meer seën gaan jy ontvang van die Allerhoogste af. Psalm 95 vers 2. Hy sê ons kan liedere sing vir die Here. Ons het nou gesing vanoggend. Was dit lekker? Dit was lekker. Ek hoor niks nie. Amen. Ja, dit was lekker man. Dis wat julle moet sê. Ja, dit was lekker. Hy sê, laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lof. Met lofsange hom toejuig. En dis wat ons gedoen het vanoggend. Deur gebed. 1 Timoteus 2 vers 1. Onthou, ons praat van danksegging, ons praat van thanksgiving, ons praat van daai gratitude, daai ding wat ons vir die Here kan teruggee.
en net sê, Here, U is so awesome, kyk wat het ek gekry vandag. Ek het lewe gekry. Come on, ek het lewe gekry. Ek is nie dood nie, ek is nog bo aan die grond. Ek weet dit, want ek staan nie en ek praat, ek is nie 'n spook nie, al dink julle so. Ek lewe, en terwyl ek nog lewe, wil ek my asem gebruik, en my stem gebruik, om my God te loof, en die boodskappe oor te dra. Amen. 1 Timoteus 2 vers 1 sê, hy sê in die eerste plek, vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, dankseggings gedoen moet word vir alle mense. Wanneer laas het ek en jy vir mense gebid? Kom, wanneer laas was jy by 'n plek, enige plek ingewees, so en jy sien die mense wat daar werk, is veral in die middag, of as hulle op die einde van hulle skof kom, nee, kan jy sien, hulle is moeg, en hulle is mat. Wanneer laas het jy by so 'n persoon gekom, en net 'n bietjie gesê, hoorie so, ek sien jy is moeg, kan ek nie vir jou koeldrank gee, kan ek nie iets vir jou doen nie, kan gesels, hoor daar, tel die mense op, jy het nie altyd nodig om iets te fisies te gee nie, maar jy kan nie gee, jy kan nie uit jou hart uit, kan jy gee. Daar is Antoinette, sy was nou die dag, was ons saam, ek gaan baie keer alleenig dorp toe en dit, en dan het ek baie pret in die dorp. Hoor wat ek sê, ek het baie pret in die dorp, want dit is vir my lekker om met die mense te gesels, en met hulle grappies te maak, en net vir hulle te sê, luister, julle is okay hoor, en luister, ek praat nou 'n bietjie uit, ek getuig nou eintlik, en die beste is, as die persoon daar so staan by die til, en hierso is iemand wat ongeduldig is, hier langs my, dan is ek verskriklik aspres. Dan is ek baie aspres. Dan sal ek, en die vroukie of whoever daar so staan, kan begin kan sien sy begin rondtrippel, want hierdie persoon hier langs my is verskriklik ongeduldig. Dan sê ek net vir, luister, ontspan jy is nou besig met my, los die ou net heeltemal uit. Los hom uit. Hierso, kom, daarso, dan gesels ek lekker, ons hou aan met die werk, sy hou nie op werk nie, ons gaan aan met die goedjies en so, en dan as hy klaar is, dan lag sy hulle en sê hulle, dankie meneer. En die meeste van hulle ken my as pastoor, in elk geval so, dan dit is nou maar net, dis so, wanneer laas het jy iemand laat smile? Come on mense, die Here het vir my gesê, toe ek tot wedergeboorte gekom en ek vra, Here, ek weet nie wat om te doen nie. Sê die Here, die Heilige Gees vir my sê, wat Johannes vind om te doen, doen dit tot eer en verheerliking van my. Sê, okay, my Here, ek verstaan nog nie lekker wat die hande moet doen nie. En die Heilige Gees prompt my en sê vir my, as jy by iemand kom, sorg dat daai persoon beter af is, as jy wegstaan, as wat hy was voordat jy hom gekry het. Ek probeer dit doen, ek kry dit nie altyd reg. Nie altyd, maar baie. En dan kan die mense smile, en ja, julle weet, julle ken my nou al vir omtrent 8 jaar, julle weet ek kan baie onbeskof wees. En ek vra vergifnis daarvoor, want ek het ook geleer om foute raak te sien. En dis nie my skuld nie, dis die weermag se skuld. Dis dit. En dis ook nie my skuld nie, dis die mense skuld, want hulle het my gebruik waar ek moet foute uitsort. So dis vir my makliker om foute te sien, as om te sien, Marie, baie dankie vir jou moeite. Sy is my naaldwerkster. Sy maak al my klere vir my, maar reg, en die fietsryklere wat skeer en daai goed, sy doen dit altyd, en Johannes, weet jy, julle almal doen altyd iets, dit is net, ons sê net dankie. Hy sê dan deur te gee, 2 Korintiërs 9 vers 11 tot 12, hy sê, sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid, wat danksegging aan God deur ons bewerk. En vers 12 sê, hy sê, want die bediening van hierdie hulpbetoning voorsien nie alleen in die behoeftes van heiliges nie,
maar is ook oorvloedig deur baie dankseggings aan God. Want as jy iemand anderste wat 'n geskape wese is van God, wat jy as iemand ander wat jy as na iemand anders toe gaan en daai persoon help, daai persoon edify, daai persoon optel, is dit 'n danksegging aan die Here. Want dit is net hy wat deur my of deur jou kan werk om iemand anders 'n bietjie op te kan tel. Amen. Amen. Efesiërs 5 vers 4. As ons praat, hy sê ook nie gemeenheid en dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer met danksegging. Alles gaan oor danksegging. Wees dankbaar vir dit wat jy het. Gelowiges moet in alle omstandighede dankbaar kan wees. Kom ons kyk. 1 Tessalonisense 5 vers 19. Hier is dit baie maklik en reguit gesê. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Wees in alles dankbaar. Filippense 4 vers 6 sê ook daarso, hy sê wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Maar onthou, die woord van die Here verduidelik ons ook prontuit en sê ons bid en ons vang en ons ontvang nie, want ons bid verkeerd, want dit waarvoor ons bid wil ons in ons eie welleste en begeertes deurbring. Dit gebeur wanneer ek en jy ons gedagtes nie ondergeskik stel aan God se wil nie. Ek wil ook 'n biljoenêr wees. Wie wil nie? Hoor julle 'n miljonair, whatever ook al. Ek wil ook dit wees. Maar weet julle wat? Ek dink as dit gaan gebeur, nee, het ek baie meer moeilikheid as wat ek nou het. Kom ja. En net luister, en net miskien, dan begin dit so loop. Nee, kom, luister nou, dis nou maklik om nou te lag en te sê, nee, hoor mooi, ek het dit al gesien, mense wat niks het nie, en dan begin hulle ewe skielik baie kry, so, dan is hulle daarbo, wie is jy, ek het niks met jou uit te wyn, wat julle gaan, wees versigtig, o mense, wees versigtig. Dankseggings vir die seëninge van verlossing. 1 Korintiërs 15:57 sê, hy sê, maar God sy dank wat ons oorwinning gee deur Jesus Christus. Deur wie kry ek en jy oorwinning elke dag? Deur Jesus Christus. Dis hy wat vir ons die oorwinning gee. Dis dit wat ons weer gaan vier vandag. Want deur sy bloed is ek en jy verlos, en deur sy wonde is daar vir my en vir jou genesing. Come on mense. Hy sê, Romeine 7 vers 24-25, ek nooi julle uit om Romeine te gaan bestudeer. Romeine is 'n fantastiese boek. Hy sê, ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus ons Here. So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. En dan sê 2 Korintiërs 2 vers 14, sê vir ons, hy sê, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer, ons sal altyd wen in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Mense, as ek en jy in Christus Jesus is, dan is ons oorwinnaars. Hoor mooi, dankie Tans, ons is oorwinnaars.
ons is eintlik meer as oorwinnaars, want Jesus het die prys betaal vir my en vir jou en ek en jy wen. Come on mense, come on. Jesus Christus het God gedank. Hy sê in Lukas 24:30, ek gaan nou net so drie goedjies hierso vir ons het, Jesus, Paulus en die hemelse wesens. Hy sê, Lukas 24:30 sê, hy sê, en toe hy, Jesus, met hulle aan tafel was, neem hy die brood en hy dank, en hy breek dit en hy gee dit aan hulle. Ok, dit is wat gebeur het. 1 Korintiërs 11:24 sê, nadat hy, Jesus, gedank het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. En ons kyk na Paulus, Efesiërs 1:6, hy sê, hou ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie. Paulus het vir die kerke wat hy geplant het en wat hy besoek het hy altyd voor gebid. 1 Timoteus 1:2, en ek dank hom, Jesus, wat my krag gegee het, Christus Jesus, ons die Here, dat hy my getrou geag het en in die bediening gestel het. En ek dank God elke dag dat hy my in die bediening gestel het. En hoor wat ek vir jou vertel. En Tannie Maria hulle, die mense wat hierso, wat al jare hier is, en Tannie Maria hulle, wat ook deel was van hierdie gemeente, as leiers, en leierspaar en pastoorspaar, kan weet, dis nie maklik. Dit is nie maklik nie. En dan kom by die hemelwesens, Openbaring 7:12 sê, hy sê, Amen, die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte van ons God tot in alle ewigheid. Amen. Hy sê in Openbaring 11:17 sê, hy sê, ons dank U, Here God. Dit is die engele. Hy sê, ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U groot mag aangeneem het en as koning geheers het. Leer om dankbaar te wees in alle situasies, in alle omstandighede, selfs wanneer dit nie met jou goed gaan nie, selfs wanneer dit met jou sleg gaan, en selfs wanneer dit met jou baie goed gaan. En as ek julle so kyk, dan gaan dit met almal wat hier so is, baie goed. So sê bietjie dankie vir die Here. Kom ons maak ons oë toe 'n bietjie. En ons vra, maak julle oë toe, en ons vra die Here. Sê dankie vir die Here. Sê net dankie.